Groet jou in Jesus naam vanmôre. Kom ons bid net saam. Here, dankie vir die liefde en die genade en die vrede. Dankie vir die goedheid en die guns. Dankie Heilige Gees dat U vir ons hierdie skrif opgebreek het. Kom en maak dit vir ons nuut. Kom en wys vir ons die boodskap wat U graag vir ons wil gee vanmôre. Ons dank en ons loof en ons prys U wonderlike naam, Here. En al die eer gee ons vir U. Amen. Wel, wat 'n wonderlike dag is dit nie weer eens. Met die son wat buitekant skyn, dit lyk of dit gaan kom reën, ons dank die Here daarvoor. En welkom vir elkeen wat hierna luister en hierna gaan kyk. Mag hierdie woord vir jou iets beteken in hierdie dag. Ek wil vir jou lees uit die gedeelte van Genesis. En ons gaan 'n bietjie kyk daar na Abraham. Wat het alles met Abraham gebeur? En wat se besluite het Abraham gemaak? Dit is die belangrikste van alles. Dis wat se besluite het Abraham gemaak in sy lewe, nadat God met hom gepraat het om dan uit te trek. En soos ek gesê het, ek gaan vir jou lees uit die boek van Genesis, hoofstuk 12, daarvan af vers 1 gaan ons lees. En die Here het aan Abraham gesê, gaan uit jou land uit, jou familie uit, jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys. Ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën, hom vervloek wat jou vervloek, en jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Toe het Abraham getrek, soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek. En Abraham was 75 jaar oud, toe hy getrek uit Haran. En Abraham en Sarai, sy vrou, en Lot, sy broerskind geneem, en al hulle besittings wat hulle bymekaar gemaak het, en die slawe wat hulle in Haran verwerf het, en hulle het uitgetrek na die land Kanaan te gaan, en in die land Kanaan gekom. En Abraham het deur die land getrek na die plek Sichem, tot by die terpentynboom, More. Die Kanaaniete was toe in die land. Daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here, wat aan hom verskyn het. En daarvandaan het hy verder versit na die berge, soos van Bethel, en sy tent opgeslaan tussen Bethel aan die weste en Ai aan die ooste, en daar vir die Here 'n altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. Daarna het Abraham al verder na die suidland weggetrek. En daar was 'n hongersnood in die land, sodat Abraham na Egipte getrek het om daar as vreemdeling te vertoef, want die hongersnood was swaar in die land gewees. Vers 11 staan daar geskrywe, en toe hy op die punt staan om Egipte in te trek, het hy met sy vrou Sarai gespreek. Kyk, ek weet dat jy 'n vrou is mooi van aansien. As die Egiptenare jou nou sien, sal hulle sê, dit is sy vrou, en hulle sal my doodmaak en jou laat lewe. Sê tog jy is my suster, dat dit met my goed kan gaan, ter wille van jou en ek, om jou ontwil in die lewe te bly. Abraham het dan in Egipte gekom,
Toe Abraham dan in Egipte gekom het, sien die Egiptenaars dat die vrou baie mooi was. Ook het die vorste van Farao haar gesien en haar by Farao geprys. En die vrou is na die paleis van Farao geneem. En hy het goed gedoen aan Abraham om haar ontwil, sodat hy kleinvee en beeste en esels en slawe en slavinne, eselinne en kamele in besit gekry het. Maar die Here het Farao en sy huis met groot plaae besoek terwille van Sarai, die vrou van Abraham. Daarom laat Farao Abraham roep en sê: "Wat het jy my nou aangedoen? Waarom het jy my nie te kenne gegee dat sy jou vrou is nie? Waarom het jy gesê sy is my suster, sodat ek haar vir my as vrou geneem het? Daar is jou vrou dan nou. Neem haar en gaan weg." En Farao het aan enkele manne aangaande hom bevel gegee, en hulle het hom weggebring met sy vrou en sy hele besittings. Halleluja. Dit is dan die vers wat met Abraham gebeur het, of die gedeelte, hoofstuk 1 vanaf hoofstuk 12 vanaf vers 1. Die dinge wat met Abraham gebeur het, en hoe God vir Abraham gestuur het, en Abraham dan nou gehoorsaam geraak het. Kom ons kyk net 'n bietjie, en ons trek bietjie die gedeelte uit mekaar uit, vanaf vers 1 tot 3. God het 'n opdrag aan Abraham gegee. God het vir Abraham uitverkies as hierdie spesiale persoon, waarop hy dan die res van die wêreld sou bou, of waarop hy dan die nageslag sou gebou het. En pas God se belofte kom saam met 'n opdrag. So, hy sê, ek sal dit en dit en dit vir jou doen, maar jy moet 1, 2 en 3 doen. En baie keer kry ons ook hierdie opdragte. Baie keer kry ons ook, en word ons ook getoets, en baie keer moet ons ook dinge doen, voordat daar seëninge op ons kan kom. Wanneer ons kan luister na die woord van God, en kan doen wat God vir ons sê om te doen, en ons is gehoorsaam aan hom, en ons gaan nie 'n kompromie aan met ander mense nie, of met ander volke nie, maar ons doen presies wat die Here vir ons sê ons moet doen. En ons het 'n oor om te kan luister wat die Heilige Gees vir ons sê, dan is daar 'n seëninge op dit, en daar sal seëninge wees. Net soos God hierso vir Abraham gesê het, kyk in die lig uit, later aan hom gewys en gesê, kyk al die sterre, so sal jou nageslag wees. Kyk die sand op die grond, so sal jou nageslag wees. En is dit nou nie awesome? Want Abraham het geluister, en hy het gedoen, hy het weggetrek van sy familie en sy pa en sy ma en almal af, om alleen te wees en te kan doen wat God vir hom wil hê hy moet doen. Vanaf vers 7 tot 8 staan daar: En Abraham het beaam om die opdragte en die beloftes deur altare te bou. En elke keer as God vir hom 'n opdrag gegee het, of elke keer kan jy maar lees, daar's 2 gedeeltes, in vers 7 en 8, waar altare gebou was, nadat God met Abraham gepraat het. Dit is asof daar verbond gesluit was. Ek kan dit terugneem na die doop waardeur ons gaan. Dit is dieselfde, ons het 'n verbond wat ons sluit met God, omdat ons gehoorsaam is aan hom, en dat ons graag wil doen wat God wil hê dat ons moet doen. Daarom is dit 'n bewys. So jou reaksie in jou lewe is 'n bewys vir God dat jy luister, en is 'n bewys ook dat jy doen, en dat God dit gaan respekteer, en God gaan jou dan bless daardeur, deur dit wat jy na luister. In vers 11 en vers 13, of tot en met vers 13, sien ons dat Abraham het 'n besluit geneem hierso. En ek wil hierby stil staan, dat Abraham het 'n besluit geneem om homself en sy vrou te beskerm, deur vir haar te sê, man, moenie die waarheid praat nie. En daar's 'n paar dinge hierso, om vir die Farao's dan te sê, dat hulle is nie getroud nie. Is asof Abraham 'n vrees gehad het, want hy sê, as hulle gaan sien hoe mooi is jy, en hulle hoor dat jy is my vrou, dan gaan hulle my doodmaak,
om jou in die hande te kry. So asseblief, sê vir hulle dat jy is my suster. En sy het dit gedoen. En kyk wat het gebeur, hulle het haar weggeneem. En sy het toe Farao se vrou geword, of dan een van Farao se vrouens geword, want sy was mooi geweest en hulle het van haar gehou. Maar die prinsipie is hierso dat Abraham, glo ek, het hier gekyk in ongeloof in God. Want as hy werklik waar geglo het dat God is wie hy sê hy is, dan sou God die pad oopgemaak het. En hier was 'n toets geweest dat Abraham deur 'n hongersnood gegaan het en hy moes 'n besluit gemaak het om uit hierdie hongersnood uit te kom. Ek lees nêrens dat God het vir hom gesê gaan na Egipte toe nie. Ek lees net hierso dat Abraham het besluit om na Egipte toe te gaan. En ek dink hierdie was ook weer eens 'n toets geweest om te kyk of Abraham werklik aan God glo en of hy werklik deur hierdie ding sal gaan en of hy vir God sal vra om hom dan deur die hongersnood te neem. Ek is sekerlik dat as God vir hom beloof dat die nageslag van hom soveel sal wees soos die sterre en soveel sal wees soos die sand, hoekom sal God hom dan nou nie uit hongersnood uitgehaal het nie? Maar ons lees dat Abraham was eie wys geweest en hy het sy eie besluite gemaak hierso, deurdat hy vir haar te sê het, man, moenie vir hulle sê dat jy is my vrou nie, maar sê vir hulle jy is my suster, net sodat ons deur hierdie ding kan gaan, en sodat ek op die einde van die dag nog steeds jou man kan bly. Natuurlik was daar beloning van Farao af, dan kom ons sê in hakkies vir Abraham se suster, want ons lees ook dat hulle het vir Abraham baie esels en baie rykdom gegee daarby. So ons kan ook sê dat Abraham het hierso sy vrou gebruik om dan aardse besittings te kan kry en 'n lekker lewe te kan begin hê deur sy vrou te maak asof dit nou nie regtig sy vrou is nie. Dit is ook seker maar 'n mens wees, né, dat Abraham hierdie besluit gemaak het. Dat wanneer dinge bietjie druk in ons lewe en wanneer ons bietjie 'n besluit moet maak, dat ons ook maar sekere kompromie met die wêreld aangaan. En hierso sien ons hoe Abraham dit gedoen het. Dat hy 'n kompromie aangaan, maar ek dink hierdie kompromie was verskriklik groot geweest. En ek glo Abraham se hart moes ook seer geweest het om te sien daar gaan sy vrou en vanaand is hy nie by sy vrou nie, maar 'n ander man is by sy vrou. Net sodat hy die hongersnood kan deurgaan. Ek dink dit is 'n verskriklike besluit wat iemand moes gemaak het. Hoe sou jy gevoel het en hoe sou jy gemaak het in hierdie situasie? Deur dik en dun by jou vrou te staan, deur dik en dun by God te staan en te glo dat God is die een wat die uitbraak of die uitspraak sal gee. God is die een wat die verandering in die lewe gaan maak, nie die wêreld nie. Dit is asof, jy weet, kom slaap al by my vrou, dan as jy vir my werk gee of gee my 'n verhoging, jy kan so 'n bietjie my vrou kry as jou vrou vir so ruk lank. Ek dink dit is net eenvoudig iets te veel of een te veel, althans sal ek dit nooit sou kon gedoen het nie. So omstandighede het hom gedwing om hierdie besluit te maak. Maar as ons by Jesus bly en ons hou vas aan hom en ons gaan nie kompromie aan met die wêreld nie, dan is hy die een wat ons hierdeur sal trek. Al maak dit saak, nie saak hoe gaan dit nie. Hoe moeilik is die situasie partykeer in jou lewe nie. Gaan ons soos Abraham wees, sal ons onsself in Abraham se voete kan sit. Want basies het Abraham gelieg vir Farao vir sy eie gewin. Hy het gelieg om 'n wins te kon kry. En hoeveel keer word daar nie in vandag se lewe gelieg net om 'n guns te kan ontvang en finansies te kan ontvang nie. So dit beteken eintlik dat dit is 'n korrupspel gewees. En dat Abraham, kan ons amper sê hierso dat Abraham
korrup was. Vers 17 tot 20, God se beloftes kom hierso tevoorskyn. God kom tot die prentjie en God begin vir Farao te straf deur dit wat Farao gedoen het, onwetend wat Farao gedoen het. Ja, Farao kan onskuldig staan in hierdie prentjie en in hierdie storie en sê, maar ek het nie geweet nie, hy het my nie vertel nie, maar God het geweet. En hierso kom dit maar net weer eens wat God gesê het, ek sal jou seën en ek sal jou die mense vervloek wat jou vervloek en ek sal die mense iets aandoen wat jou iets aandoen. En sonder dat Farao werklik geweet het wat aan die gang was, het God hom gestraf. Net omdat God gesê het en God se woord kom nooit leeg terug nie. Ek wil dit vir jou sê, dat as God 'n belofte gemaak het, sal God dit hou. Al val jy op die grond en al staan jy partykeer alleen en al het jy partykeer niks meer in jou lewe behalwe vir God nie, dan sal God jou optel op die regte tyd. God sal vir jou optel en God sal jou oprig en God se beloftes gaan nooit ten gronde nie. Maak nie saak al lyk jou omstandighede nou mag miskien vir jou bad lyk, jou omstandighede nou mag miskien vir jou lyk asof jy dit nie gaan maak nie. Maar ek wil vir jou sê vandag, dat God, as hy 'n belofte gemaak het, en hy het vir ons ook 'n belofte gemaak, dat dit goed sal gaan met ons, en dat hy ons sal seën, en dat hy ons sal lei, en ons moet daarby bly staan. Abraham, as hy maar geweet het, wat God sou gedoen het, as hy maar geweet het dat God hom gaan seën, as hy maar geweet het dat God vir hom die deure gaan oopmaak, as hy maar geweet het dat God daar is en God is die een wat gaan doen, wat hy gesê het hy gaan doen, dan glo ek nie Abraham sou daai besluit gemaak het, om vir Sarah te sê, kom ons sê maar jy is my suster. Nee, ek glo nie daai ding nie. God slaap nie, en sy denke is nie ons nie. Onthou dit baie mooi, dat ons omstandighede mag miskien maak dat ons besluite wil maak wat nie God se is. So staan op die beloftes van God. Hou vas aan die beloftes van God en wat hy sê. Dan sal jy sien hoe hy vir jou deurbring. Hierso het Abraham 'n fout gemaak. Maar God het nog steeds gekom en God het nog steeds hierdie fout reggemaak. So waar ons foute maak in die lewe, God se genade is groot vir ons. God se genade is goed vir ons. Maar ons moet ook die lesse leer en ons moet ook sien hoe ons moet reageer en dat ons nie dieselfde foute maak as wat ander mense maak nie. Want die woord sê dat ons moet met wysheid optree en ons moet kyk en ons moet leer. Ek vat byvoorbeeld terug en ek gaan terug na wat Jesus gesê het, ek gaan na my Vader toe en julle sal dieselfde doen en nog groter dinge sal julle doen. Daarom sal ons by die Vader bly en daarom sal ons sien wat Jesus gedoen het. En moet ons nie foute maak nie, maar moet ons doen wat Jesus gedoen het. Jesus het vasgehou aan God. Jy kan maar gaan lees, Jesus het tot op die bitter einde het hy vasgehou aan God. En dit het sy dood veroorsaak. Maar hy het gebly glo dat God is en dat hy is wie God sê hy is. En God sê ook vir jou vandag dat jy is sy kind. God sê ook vir jou vandag, ek sal vir jou voorsien. God sê ook vir jou vandag, daar sal voorspoed en goedheid sal by jou wees, ongeag jou omstandighede. Ons kan maar net kyk na ons omstandighede en dan kan ons sê, ja, dit wil nie werk nie, daai wil nie werk nie, ek moes dit gedoen het in my lewe, ek moes dat gedoen het in my lewe, ek was stupid om hierdie ding te doen, ek was stupid om daai werk te los, ek was dom om hierdie besluit te maak, maar weet jy wat, God kom en hy maak dit nog steeds vir jou reg. Hy tel jou nog steeds op en in ons dom besluite wat ons as mense neem, kom hy en herstel hy dit nog steeds, want God het 'n plan met jou en God het 'n plan met Abraham. God kon sy rug gedraai het op Abraham en gesê het, okay, as jy dan nou so wil besluit en as jy dan nou hierdie ding wil doen, dan is dit nou tyd dat ek my onttrek, want ek het vir jou gesê wat ek vir jou wil doen en gaan doen en jy wil nie daarby staan nie, so dan gaan ek nou maar loop. Wat sou dan met hom gebeur het? Ek dink Abraham sou op die einde van die dag 'n slaaf geraak het van die Farao's, of 'n werker geraak het van die Farao's.
Is dit miskien wat Abraham wou gehad het nie? Was dit nie miskien sy idee, net so dat hy hierdie hongersnood kan uitkom? Want om honger te wees is nie maklik nie. Alhoewel Abraham het baie besittings gehad nog steeds. Miskien was hy bietjie bederf gewees. Ons kan met ons vleeslike oë, maar God sê in die woord dat ons met die geestelike oë en daarvolgens handel, nie vrees nie. So die vleeslike besluite wat ons maak partykeer, pas nie by God nie, en is nie die geestelike. En daarom, my boetie en my sussie, moet ons luister na wat die woord vir ons sê, moet ons luister na wat Jesus vir ons sê, moet ons daarby bly staan, moet ons volhard daarin, en moet ons bly glo dat hy is die een. Moet ons nie besluite maak rondom die vlees nie, maar rondom die gees. Want die vlees was gewees in die verlede, en nou dat ons vir Jesus Christus aangeneem het, die eerste seun van die geestelike, is ons in die gees. Wandel ons in die gees. Ons is miskien in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie, want ons is gebore uit hom uit. Hy wat Christus is, hy wat God is, het ons geskape, geestelik. En daarom moet ons besluite ook geestelik wees. So kyk bietjie rondom jou vandag en kyk bietjie na jou omstandighede. Dan kyk jy uit die vleeslike oë uit. Dan maak jy die oë toe vandag en dan sê jy, Here, as U in beheer was, hoe sou my einddag gewees het? Hoe sal my eindresultaat gewees het van die omstandighede waarin ek nou is? Dan gaan lees jy bietjie die beloftes wat hy vir jou sê. Dat dit sal goed gaan met jou, dat jy geseën sal wees, dat alles voorspoedig sal wees, dat jy nie hoef te vrees nie, dat jy nie hoef rondom jou te kyk nie, maar dat ek vir jou sal sorg. En begin dan te lewe, asof jy in die gees lewe. Begin dan te lewe en die dinge te doen, asof God 'n werklikheid is. So my omstandighede maak nie, dat ek nie 'n sukses gaan maak in my lewe nie. My omstandighede, en dit lyk miskien of jy nie besigheid is rondom jou as jy 'n besigheidspersoon is nie, maar dan sê ek nou vir jou, as jy jou oë toemaak, sal jy sien hoeveel finansies en hoeveel seëninge daar vir jou wag. Maar ons wil altyd ons omstandighede opneem in die vlees, en ons wil dit calculate, en as die calculation vir ons negatief is, dan los ons dit, wil ons dit nie doen nie, want die bemarking of die opnames vir hierdie besigheid, ek praat maar sommer hoe ek dink, die opnames vir hierdie besigheid lyk negatief, so dan kan God dit ook nie doen nie, want dit wat ons met die vlees sien, en met die oog sien, is negatief, en daarom sal dit nie werk nie. Maar nou wil ek vir jou sê, dat God sê dit sal goed gaan met alles wat jy doen. God sê dit sal goed gaan met dit wat jy aanpak. So hoekom wil jy dan vrees? En hoekom wil jy daarna kyk in die vleeslike gedeelte? Hoekom doen jy nie die calculation in die geestelike gedeelte en sien die goedheid en die guns in alles wat God vir jou wil gee? Abraham maar net jou geluister het, en as Abraham maar gesien het, dan sou dit nie nodig wees om sy vrou dan nou amper te verkoop nie, vir kos nie, vir die armoede waarvoor hy bang was in die vlees nie. Kom ons kyk na ons lewens in die gees. Kom ons draai die prentjie, en kom ons sê, wanneer ek my oë toemaak, dan staan ek op hierdie oomblik en ek preek vir 10.000 mense. Wanneer ek my oë toemaak, dan verander ek my geestelike atmosfeer daar buitekant, so groot, wat ek nie met die oog kan sien nie. Dan is ek besig om 'n verandering te maak in die geesteswêreld daar buitekant. En sien ek hoe 10 en 20 en 30 en 40.000 mense aangeraak word deur dit wat ek op hierdie oomblik met jou spreek, sodat dit wat negatief is, negatief bly en weggaan, en dit nie my sal aanraak en my sal stop in dit wat ek mee besig is om te doen nie, of dit wat jy mee besig is om te doen in jou lewe. Soos ek sê, ons kyk met die vleeslike, maar God wil hê ons moet kyk met die
geestelike. Ons kyk met die vleeslike, God wil hê ons moet kyk met die geestelike. Daarom het hy vir Abraham gesê, kyk hoeveel besitting sal jy hê, kyk hoeveel kinders sal jy hê, kyk hoe jou nageslag geseën sal word, en hulle nageslag, en hulle nageslag, en hulle nageslag. Met ander woorde, ons staan nog steeds in die seëninge van Abraham. Hoekom is ons dan bang? Hoekom wil ons dan nie die regte besluite maak nie? Hoekom is ons bang om uit te gaan om die evangelie te verkondig? Hoekom is ons bang om vir die siekes te gaan bid, en hoekom is ons bang om vir die armes kos te gaan gee? Filippense 4 vers 6 staan daar geskrywe, wees oor niks besorg nie, maar laat jou begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Halleluja. En die vrede van God in alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Ek wil weer vir jou lees, dis awesome. Vers 6, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Vader, help my, want ek is in 'n hongersnood. En ek sal nie my vrou opgee, net dat ek kos in my maag kan sit. U het haar vir my gegee, dit is kosbaar. Help my deur hierdie. Wow. En God sal jou antwoord. God sal vir jou eer, omdat jy na hom toe kom. God sal 'n blessings vir jou stuur, omdat jy jou vertroue in hom sit. God sal vir jou so seën uit jou skoene uit, omdat jy na hom toe kom met jou probleem. En omdat jy nie rondhardloop na 'n farao toe, en jy nie rondhardloop na groter dinge toe nie, maar omdat jy tevrede is met wat jy het in jou omstandighede, en dat jy weet, die bietjie wat jy het, kom nie uit jou eie uit nie, maar kom uit hom uit. En dat dit wat jy ontvang het van hom af, 'n werklikheid van hom af is. En daarom is hy dan dit wat jy op die oomblik het, kan sien as 'n seëning, kan sien as iets groots. Weet dan wat is daar nog meer vir jou in stand. Gee dan vir hom die eer vir wat jy het op die oomblik. Kyk dan na hom en weet dat hy is die een wat alreeds dan nou vir jou voorsien het, en hy is die een wat dan nog meer vir jou gaan voorsien van nou af. Moenie omkyk, rondhardloop, na ander hardloop vir 'n antwoord nie, maar kyk na hom. En daarom vandag wil ek seëninge oor jou uitspreek. Ek wil goedheid en guns van God oor jou uitspreek. Ek wil in jou lewe spreek dat hy daar is en dat hy jou sal versorg, dat hy na jou sal kyk, dat hy vir jou sal omhels, dat hy vir jou die deur sal oopmaak, en dat hy die een is, en die alleen een is, na wie toe jy moet kom, en wat vir jou die antwoord sal gee, en niemand anders nie. Jy hoef nie rond te hardloop en jou goed te verkoop. Jy hoef nie rond te hardloop en ander mense seer te maak, sodat jy die wins kan trek uit hulle uit. Nee, jy hoef nie korrupsie te pleeg nie. Jy hoef nie bribes te gaan betaal nie. Nee, jy kyk net na hom, en hy sal die deur vir jou oopmaak. En as hy die deur nie vir jou oopmaak soos wat jy dit graag wil hê nie, dan het hy 'n beter plan vir jou. En moet jy dit aanvaar? Moet jy daarna kyk? En moet jy daarvolgens handel? Kyk na God en kom na God toe in die gees, want dit is waar jy seëninge sal kry. Maak jou calculations in die lewe, in die geestelike wêreld, nie in die vlees nie. Moenie laat die hongerpyne maak dat jy God wegstoot. Kom ons bid saam. Here, ek bid vandag vir hierdie boodskap wat U vir ons gegee het. En ek dank U daarvoor
En ek bid, o Heilige Gees, dat jy hierdie boodskap sal vat, en dat jy hierdie boodskap sal verkondig, en dat jy die naprediker van hierdie boodskap sal wees, sodat hulle wat hierna kyk, Here, en hulle wat hierna luister, dat u vir hulle sal seën, en dat u hierdie boodskap vir hulle sal oopbreek. Dankie Vader, dat ons na u toe kom in die Gees, en dat ons nie in hierdie wêreld lewe, soos wat hierdie wêreld lewe, maar dat ons in hierdie wêreld is, en weet dat alles is moontlik, want u is die skepper in elk geval van alles. U het in elk geval alles gemaak. Waarom sal ons dan na die wêreld toe hardloop, wat u in elk geval gemaak het? Dat ons eerder na u toe kom. Here, seën ons in hierdie dag, lei ons, behoed en bewaar ons. Ons bid dit in die naam van wil. Amen. En ons dankie